Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Ons wend ons nou na die boek Esegiel. Nou, as jy saam met my wil lees, ek gaan net 'n paar enkele verse daar lees. Esegiel hoofstuk 1 vers 1 tot 3. En dan wil ek ook 'n paar verse lees in Esegiel 28. So die boek begin met hierdie woorde: in die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge in die Kebar rivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien. So die boek handel oor gesigte wat hy gesien het. Hy sê, en op die 5de van die maand, dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin, het die woord van die Here uitdruklik gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester, in die land van die Galdeërs by die Kebar rivier, en die hand van die Here was daar op hom. So daar waar hy by die Kebar rivier was hy so in die ou taal so 100 myl, so 150, 160 kilometer van Daniël af. Daniël was in die paleis van die koning, maar suid, so plus minus 150 kilometer, 160 kilometer suid van Babel, in Babylon, was die priester Esegiel. En Daniël, wat uit die koninklike stam was, hy was op daai stadium in die paleis van 'n koning Nebukadneser. En wat interessant is dat Jeremia was op daai stadium in Jerusalem. So Jeremia was in Jerusalem en terwyl die Galdeërs met hulle oorlog gemaak het, met baie jare, daarvan 605 tot 586 voor Christus. So jy praat van oor die 20 jaar, het hulle met hulle oorlog gemaak om die stad Jerusalem in te neem en om die land Juda te oorwin. En in daai tyd het ons die 3 profete gehad. So ons het Jeremia gehad, maar hy was daar in Jerusalem. Ons het vir Daniël in die paleis van die koning gehad, en dan het ons vir Esegiel gehad by die Kebar rivier. En soos ek tereg sê, hy was so 150 kilometer van Daniël af. Het Esegiel vir Daniël ontmoet, het hy hom geken? Daar's baie skrifgeleerdes wat sê hulle het geen twyfel dat hulle van mekaar geweet het nie. Wat ons wel weet, Daniël het baie beslis geweet van Jeremia, want hy het gevra, hy wil die boeke van Jeremia sien, die profeteboek, en toe lees hy daar in Daniël 9 van die 70 jaar ballingskap wat Jeremia van praat. So baie beslis was Esegiel en die profeet Daniël en die profeet Jeremia dieselfde tydgenote. Die ding het in hulle tyd gebeur. Hoekom is dit so belangrik dat ons dit verstaan in die geskiedenis? Hoekom wil ons dit weet, of is dit belangrik om dit te weet? Wel, dis die tyd van die manne van voor die ballingskap en toe die tempel vernietig is en ook na die ballingskap. In ander woorde, voordat Israel totaal vernietig is uit hulle land uit en veral die suidelike koninkryk Juda voordat hulle finaal uit was. So wanneer jy die tydlyn verstaan, dis hoekom jy hier onmiddellik lees in die 30ste jaar van die 4de maand op die 5de van die maand. Maar ek sal by 'n volgende geleentheid met jou daaroor praat. Wat ek vir jou wil sê is, in die boek Esegiel, want hy sê, het ek gesigte van die Here gesien. So die boek handel baie oor gesigte. Maar dit is gesigte en ook natuurlik handelinge van Esegiel wat hy dinge gedoen het om 390 dae op sy een sy te lê en kos te kook oor beesmis en nie mense drek nie, want die Here het gesê eintlik hy moet dit op mense drek gaar maak. Hy sê, Here, asseblief, nog nooit iets onrein in my mond gewees nie. Ek kan dit net nie doen nie. Dis die Here van my goed, ek het jou gebed gehoor. Ek gee vir jou beesmis in die plek van mense drek.
So dit is iets verskrikliks van die Here sê, jy moet jou kos daarop maak. Hy sê, want dis hoe ek voel oor hierdie volk, wat ek met hulle gaan doen. So dit is iets verskrikliks, wat ons sien, as ons deur Esegiel werk, om te sien hoe die Here met hulle opgetree het. Maar wat ook aangrypend is, terwyl die bomme nou heen en weer vlieg op die oomblik, ek bedoel, soos ek nou hier met jou praat, letterlik, op hierdie oomblik, terwyl ek met jou praat, is daar bomme in die lug, tussen Iran en Israel aan die gang, en aanvalle wat plaasvind, ek so op die oomblik, is daar aangrypend, is daar oorlog, en terloops, Esegiel praat van hierdie tipe van oorlog, in sy boek, ek bedoel letterlik hier, in Esegiel 38, praat hy in vers 5 van die Perse. Nou Perse beteken die Iraneërs. So hy sê, die Iraneërs en die Kusiete en die Piteërs, hulle saamkom om oorlog te maak teen die land Israel. So ek wil net sê, hy praat van Iran, wat in oorlog gewikkeld gaan wees met die land Israel in die laaste dae. Wel, ons is letterlik, terwyl ek nou hier praat, in 'n oorlog gewikkeld, wat ons sien Israel en Iran in 'n oorlog is, met mekaar. Hulle kan nie eintlik met Amerika in oorlog wees, alhoewel Amerika as 'n vriend vir Iran, vir Israel bystaan, teen Iran, maar ek bedoel, Iran het nie die wapentuig om vir Amerika aan te val, hulle het nie die ballistiese langdistansie missiele om Amerika te bereik nie, maar hulle kan Israel bereik, en natuurlik ook, iemand vra my vandag, maar hoekom maak hulle so oorlog met gooi bomme by Abu Dhabi, of in Saudi-Arabië, of in ander plekke, rondom hulle, wat maak hulle daar? Hoekom val die Iraneërs hulle aan? Ek sê nee man, hulle is nie besig om die ander golfstate aan te val nie. Jy is onder 'n wanindruk as jy dit dink. Al wat hulle doen is, hulle wil die grondgebied wat daai lande, die Arabiese lande, vir Israel beskikbaar stel, maar in die besonder vir Amerika beskikbaar stel, om hulle vliegtuie te land, te refuel, en weer gereed te kry met 'n nuwe vlieëniers, en te ruil, om aan te gaan met die oorlog. Ek bedoel, hulle het die groot vliegdekskepe in die Arabiese Golf, en ook in die Middellandse See, en hulle het baie wapentuig daar, en hulle het vliegdekskepe daar, maar ek bedoel, hulle het ook grond nodig, land, dat hulle kan dinge doen, van waar hulle aanvalle loods, en so die Iraneërs op die oomblik, hulle sê, maar ons het die reg, om hierdie lande aan te val, want Arabiese lande, want julle gee dan julle grondgebied vir die vyand, julle maak dan spasie beskikbaar, waar die vyand kan kom en doen wat hy wil doen, en van daar af ons aanval, en dit is maar hulle manier, maar ek bedoel, ons weet, kyk, Iran is Sjiite, dit is nie Soenies nie, en dis die groot probleem, natuurlik in die Midde-Ooste, is dat die Sjiite is jou ekstremiste, so Iran sal so optree, Saudi-Arabië en daai plek is baie meer gematig, want hulle is Soenies, so hulle is nie so veglistig, en oorlogsigtig, soos die Sjiite, dus kom jy sal sien, Jemen, ek bedoel, daai Houthis, hulle is, ek bedoel, absoluut ekstremisties, want dit is Sjiite, so die oomblik as jy met 'n Sjiite doen het, dan sal jy sien dat die koels vlieg rond, en die bomme vlieg rond, en die selfmoordbomme en al daai dinge. So, maar dit is waarmee hulle daar te doen het. Maar wat ek net wil sê is, Esegiel praat van hierdie lande wat in oorlog is met Israel. Dis maar net, ek sê nie, dis heel toevallig, die Here het so beskik, dat ek nou met 'n reeks begin, en ek het nooit geweet, dat dis die datum wat ek met die reeks begin, om te praat uit die boek Esegiel, en met die oorlog van Armageddon, want onthou, Esegiel 38:39, fokus op die oorlog van Armageddon. So die oorlog wat op die oomblik plaasvind daar, dis nie hierdie oorlog nie, want onthou, Rusland, Gomer, sien ons in Turkye, en Togarma, en al hierdie plekke, en Gog, en Magog, hulle moet nog almal betrokke raak. Ek bedoel, in Rusland, iemand vra nog baie interessant vir vanoggend die vraag, en sê vir my, maar, wat van China en Rusland? Ek sê nie, hulle staan op die oomblik op die kantlyn. China en Rusland wil nie nou betrokke raak nie. Ek sê, dis nie hulle dag nie. Hulle dag kom. Want volgens Bybelprofesie, sal die konings van die ooste en die konings van die noorde, sal betrokke raak, saam met die Perse, saam met Iran. Nou wil ek nou net iets verbuisterend sê, en mense sal dit nou nie verstaan nie, maar ons wat Bybelprofesie ken, ons kan die dinge sê, want ons weet wat in die Bybel staan, ons ken dit. Ek bedoel, ek het 46 jaar van my lewe, het ek die skrifte gestudeer, so ek kan vir jou sê wat hier staan, want ek weet dit, dis wat ek gedoen het. En as jy na die skrifte gaan kyk, daar gaan 'n oorlog kom in die laaste dae, en Iran gaan betrokke wees, so, ek het nou vir Donald Trump slegte nuus,
Jy kan maar die vir Ayatollah Khomeini uithaal wat hy gedoen het en baie in 40 van sy top generaals en leiers in sy land, maar ek bedoel, Donald, daar's 4000 van hulle, jy het net 40 uitgehaal. Jy weet, ek bedoel, kom ons praat, wat van al die ander? So, maar wat ek wil sê is, net die feit dat die Bybel vir ons in Esegiel 38:39 wys, dat daar kom 'n oorlog van Iran in die laaste dae, jy weet, so baie mense sal nou regop spring en sê, jong, is ons nou in daai oorlog? Want is ons dan nou in die derde wêreldoorlog? Dit is nou vir 'n ander dag. And we will get there. Ons is nou nog nie heeltemal daar nie. En soos wat ek en jy vorder deur die boek Esegiel, sal ek jou wys wanneer ons daarby kom. Ek wil net melding maak dat een van die dinge wat die boek Esegiel onderskei van alle boeke in die Bybel, en daar staan hy enig van sy soort, is dat hy, behalwe dat Jesaja net 'n opmerking gemaak het in Jesaja 14 rondom die begeerte van die môrester Lucifer, dat hy sy troon wil verhef bo die sterre van God, is dit eintlik Esegiel wat vir ons wys wat die oudste sonde in die univers is. En dit onderskei hom van alle ander boeke in die Bybel. Want jy sien, as jy gaan na Esegiel en jy lees in Esegiel 28, sal dit jou verbaas, as jy die skrifte nie ken nie, met die wet van dubbele verwysing, wanneer hy sê vir die koning van Tyrus, wat hy eintlik maar verwys na Lucifer, en hy sê vir hom, die Here sê, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak en skoonheid. En hoor wat sê die Here in vers 13, jy was in Eden die tuin van God. Dit sê die Eden van Adam en Eva nie. Dit was 'n ander tuin gewees, want hierdie is 'n edelgesteente tuin. Want hy sê, jy was in daardie Eden en allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karneol, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smaragd. Van goud was die werk van jou kassies. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. God sê vir hom, hy sê vir hierdie persoon, die dag toe ek jou geskaap het ek jou beklee en jou toegerus met al hierdie edelgesteentes. Hy sê in vers 14, jy was 'n geurop met uitgespreide vlerke wat beskud. En dis presies wie Lucifer was, né? En ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Dus kom ek sê, die tuin was 'n edelgesteente tuin. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. So God sê, jy was volmaak, jy was die seelring van eweredigheid, tot op 'n dag wat ek ongeregtigheid in jou gevind het. En jy was volkome in al jou weë. Hy sê, maar jy het gesondig, vers 16. Ek het jou as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe. Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o geurop wat beskud. Want dis mos die taak van 'n geurop, om die troondraers en die beskutters van die troon van God te wees. So hy was baie naby aan God. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. So vriende, wat ons hierso sien, is dat hierdie persoon, hierdie geurop, wie ons vandag weet, uit al die skrifte, as jy na Jesaja toe gaan en vele ander, en die slang van die tuin van Eden, die duiwel en Satan dieselfde persoon is. So Esegiel vertel vir ons van die oudste sonde in die ganse univers, en dat dit het sy begin gehad voor Adam en Eva, voor ons ouers, want hulle was in die tuin van Eden toe hy hulle daar kom versoek het as die slang. En Openbaring 12, Openbaring 20 noem die slang die ou duiwel wie die Satan is. So wat ek wil sê is wat Esegiel so uitsonderlike boek maak, is hy bring vir ons die eindtyd, hy bring ook vir ons die 1000 jaar vrederyk, hy vertel vir ons van die nuwe Jerusalem wat sal kom, wanneer die Here vir vrederyk kom in Esegiel 40 tot 46 met lewende water wat vloei uit Jerusalem uit. Hy vertel vir ons van al hierdie dinge. Nou, as jy by die Nuwe Testament kom, dan vertel die Nuwe Testament vir jou dat die duiwel, dat hy was die verwaande een, want Paulus sê, wanneer hy praat in 1 Timoteus 3 vers 6 van die duiwel, dan sê hy, as daar 'n leier in die kerk is, moet hy nie 'n nuweling wees, laat hy handjie uitnek raak. Sy eie woorde wat hy gebruik is, hy sê, sodat hy nie verwaand word.
Paulus sê die gevaar van 'n kerkleier is wanneer 'n kerkleier verwaand word binne 'n gemeente. Hy sê dat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. En daar het jou antwoord. Dit was sy hoogmoedigheid, sy arrogansie, sy verwaandheid wat tot sy val gelei het. En as gevolg daarvan was daar ook en kom daar oorlog in die engelewêreld. Ons weet van nog 'n baie groot oorlog, Openbaring 12, wat kom in die engelewêreld. En as gevolg van oorlog in die engelewêreld, lees ons ook van oorlog onder die mensdom. En van dat sonde in die wêreld gekom het, is daar 'n moord gepleeg. Kain was bevang met sonde en toe vermoor hy sy broer Abel. En toe kom daar later oorlog onder die mense. En so, al hierdie dinge is alles 'n effek van die oudste sonde in die univers. Waar ons in die Bybel vind, soos wat staan in 2 Petrus 2 vers 4, dat die sonde, want daar staan ook, dat sonde was in die engelewêreld gepleeg, staan letterlik so geskryf. Die sonde wat in die engelewêreld gepleeg was, in 2 Petrus 2 vers 4. So wat ek vir jou wil sê is dat sonde het in die engelewêreld begin, en Esegiel met die gesigte wat God hom gee, en openbaringe wat hy van die Here kry, hy vertel ons daarvan. Maar daar is ook baie meer wat hy ons van vertel. En soos wat ek en jy deur die boek gaan beweeg in die volgende paar maande, glo ek dat dit sal vir my en jou baie help om dit te verstaan. Die ding wat my baie aangryp, elke keer as ek na Esegiel kyk, dan sien ek dit oor en oor, en kom elke keer weer terug na my toe. Die een ding wat Esegiel gedurig ophamer, waar daar 'n probleem was by die volk Juda, en die blindheid wat onder mense was, is die opregte godvreesendheid wat ontbreek het by die volk. Hulle het nie die naam van die Here meer gevrees nie. En die heiligheid en die heerlikheid van God was nie meer by hulle nie. En dit was die een groot feit, nog altyd, wat mense van mekaar geskei het. Ek bedoel, jy sal selfs in jou laaste Bybelboek, in die boek Openbaring, sou jy gelees het van die onderskeid wat gemaak word tussen goddelose mense en Godse mense. En ek wil jou wys, selfs die laaste boek in die Bybel, soos Openbaring 11 vers 18 wat sê, die nasies was vertoren, die toren het gekom, die tyd om die dode te oordeel, dit het gekom, en die tyd om die diensknegte, die profete, hulle tyd het gekom om loon te gee vir die diensknegte en die profete van die Here, en nou staan daar, en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees. Daar's 'n onderskeid in die Bybel tussen hulle wie God vrees en hulle wat hom nie in ag neem nie. Daar's 'n groot verskil tussen hulle wat die naam van die Here vrees. En as ons sê dat jy die naam van die Here vrees, dan is die bedoeling nie dat jy bang is en jou deursluit en wegkruip vir God nie, maar dat jy hierdie groot heilige ontzag, hierdie groot agting het van hierdie persoon met wie ons te doen het, wie Jahwe is, die verlossingsgod van Israel, wie die Here is. En so sy naam Here, in Afrikaans praat ons van Jahwe, maar dit is die naam van die Here, want hy's God, hy's Elohim. En so hier is dit 'n baie belangrike ding om te verstaan, dat wanneer ons nou, ek en jy deur Esegiel gaan werk, die een ding wat ons sal tref is dat ons leef ook in 'n generasie. Ek wil dit vanaand sê, en ek sal dit onbeskaamd en onbeskroomd sê, dat ons leef in 'n geslag wat die boodskap van Esegiel nodig het, want ons leef in 'n geslag waar mense God nie meer vrees nie, en waar hulle die heiligheid van die Here nie meer in ag neem nie, en waar die naam van die Here nie met ontzag behandel word nie, en waar mense nie 'n vrees vir die Here openbaar nie. So die man wat die Here gekies het, wat die Here geroep het, hy was 'n priester. Jy kan sy nageslag terug, kan jy terugkyk in die Bybel, en as jy terugbeweeg in sy nageslag, dan kom jy tot by Aaron. Uit die huis van Aaron uit. En Aaron kom uit die stam van Levi uit. So, ek bedoel die stam van Levi sou dan wees
wat die tabernakel van die Here sou bedien, maar uit hulle uit is mos net een man gekies. Uit die hele stam van Levi is daar net een man gekies, 'n man met die naam van Aaron. En sy huis met sy 4 seuns, waarvan die Here 2 laat doodbrand het weens hulle sondes, daar net 2 oorgebly, Eliezer en sy broer. Maar uit daai 2 se nageslag uit kom Esegiel. So Esegiel was 'n priester van die Here. Hy was 'n volbloed priester. Maar hy was in Babylon. Hy was nie by die tempel nie. Hy kon geen tempeldiens doen nie. Daar was nie meer 'n tempel. Die tempel is vernietig. Maar as ons gaan kyk oor die feit dat hy uit 'n priesterlike linie uitkom en want hy praat oor voor die tempel vernietig is en dan praat hy oor na die tempel vernietig was. Maar hier het jy 'n priester wat nooit die geleentheid gehad het om 'n seën, die hoofpriesterlike seën van die tempel af uit te spreek oor die volk nie, want hy was nie daar nie. Hy kon dit nooit doen. Wat dit betref, kon hy nooit sy roeping vervul nie. Hy kon nooit offers bring nie. Hy kom in die nageslag van Aaron. Hy kon dit nooit vervul nie. Maar toe roep God hierdie priester om sy profeet te wees. So wanneer ek en jy 'n reis neem deur sy boek, dan gaan kyk ons na die priester-profeet wat deur die Here geroep is en hoe die Here hierdie priester-profeet toegerus het om hom te gebruik. En so in sy boek sal jy ook sien, want sy vraag eintlik aan die volk is die Here teenwoordig onder ons of is hy nie? Wat gaan nie aan? En so hy wat kom uit 'n priesterlike familie uit, dit was tog sy taak om mense die woord van die Here te leer. En so die feit dat hy kom uit die aristokrasie van Sadok en Sadok se nageslag kom uit die nageslag van Aaron uit, beteken hy is so blou bloedpriester as wat jy kan kry. En dit moes vir hom 'n vreeslike ding gewees het dat hy nooit die voorreg gehad het om as priester die volk as priester te bedien nie. Hy was priester, maar hy kon nie sy roeping uitleef nie. Maar God het hom toegerus met 'n ander bediening. Die Here het hom geroep om sy profeet te wees. En as profeet moes hy God se woorde aan die volk bring. So hy was nooit toegeroep, hy het nie geleentheid gehad om offers te bring nie, maar hy kon profeet van die Here wees. En so kon hy vir die Here dien en ook vir die volk 'n stem van die Here wees, wat hy met hulle kon praat. En dit is so dat wanneer die volk getrou was, dan was die Here se vrede en die Here se teenwoordigheid by hulle. Wanneer hulle ontrou was, dan was die Here se oordeel by die volk gewees. En so wanneer ek kyk, en om met jou baie eerlik te wees, ek dink dat ons leef in 'n generasie waar ek seker maar ook kan sê Ikabod, want ek bedoel ons sien in Esegiel hoe die heerlikheid van die Here uit die tempel uit tot by die deurdrumpel beweeg het, en van die deurdrumpel tot by die oospoort en van die oospoort op die Olyfberg, en toe is die heerlikheid van die Here weg. En dit het net verdwyn. Die Here het gesê, ek kan nie onder hierdie volk bly nie, want kyk wat doen hulle. Die vrouens hou 'n druiwetak voor hulle neuse, die manne van God, Johanna, en van die manne wat daar voor moes gestaan het, hulle staan met hulle rug na die tempel toe en buig voor songod neer en dan bid gode binne in die tempel. Nie eens buite nie, binne in die tempel, in geslote mure, geheime kamers, aanbid hulle vreemde gode. En die Here wys alles vir Esegiel. En hy het dit alles gesien. En daarom hierdie verskriklike ding wat hy sê, die Here sal onttrek sy heerlikheid. Die Here gaan mos nie by so 'n volk bly nie. Maar ek bedoel, is die heerlikheid van die Here in ons huise? Is die heerlikheid van die Here in ons lewe? Is die heerlikheid van die Here in ons gemeente? Is die heerlikheid van die Here in ons bediening? Want as die heerlikheid van die Here nie meer by ons is nie, wat maak ons? As God se teenwoordigheid nie by ons is nie, want die Here het vir Moses gesê, nee, kyk wat het hierdie volk gedoen, jy moet hulle maar vat, en jy moet maar met hulle, gaan jy maar met hulle aan deur die woestyn, en gaan jy maar met hulle Kanaan toe, maar ek is nie meer saam met julle nie. En julle weet wat het gebeur, en Moses voor die Here neerval, sê, Here, as u nie met ons gaan nie, hy sê, dan gaan ek nie. Hy sê, as die Here nie met ons is nie, dan ek gaan nie verder nie. En ek wil ook net vir jou sê, en ek en jy moet op daai plek in ons lewe wees waar ons sê, as die Here nie by my is, sê ek gaan nie verder nie. Ek het God se teenwoordigheid nodig. Ek wil vir julle sê, meer as enigiets anders in ons lewe, het ons die Here se teenwoordigheid nodig. Dit gaan ons nie net oor intellektuele geloof nie, of dit gaan ons nie net oor intellektuele verstaan van die Bybel nie, dit gaan oor om 'n werklike verhouding met die Here te hê,
en dat die Here se heerlikheid in ons lewe is. That the presence of God se teenwoordigheid in my en jou lewe is. Want as die Here se teenwoordigheid nie by ons is nie, wat maak ons hierso? As die Here se teenwoordigheid in ons lofprysing, in ons sang en ons aanbidding is, en wanneer ek kniel en wanneer ek bid, en God is nie daar nie, wat maak ek? En so in Esegiel se geval was dit baie duidelik dat as die heerlikheid van die Here nie daar is nie, dan beteken dit God se teenwoordigheid is nie daar nie. En as God se teenwoordigheid nie daar is nie, wat dan? So as jy kyk na hom, as jy sien sy lewe is eintlik maar in 2 periodes en ons sal nou sien hoe die eerste periode gelyk het binnekort, waar in die jare 592 tot 587 voor Christus. Dis hy, want onthou in 586 voor Christus, toe is die tempel in daai 86-87 is die tempel toe mos uiteindelik vernietig. So hy het daai laaste paar jaar, wat interessant was van hom, is Daniël is weggevoer met die eerste groep ballinge. Toe daai eerste groep ballinge gaan, dit was so in 605, 604, 605 voor Christus. As jy die geskiedenis navors, as jy dit sien, die meeste mense gaan vir jou sê 604, 605 voor Christus, sal die geskiedenis sien, is daai eerste groep ballinge deur Nebukadnesar gevang en hulle is vervoer na sy land toe. En Daniël was onder hulle. Toe 'n paar jaar daarna, toe is daar weer 'n inval en toe is daar weer 'n groep mense weggevoer. En daai tweede groep ballinge, toe hulle gaan, toe is Esegiel by. Toe word hy as priester weggeneem, voordat hy nog kan begin om by die tempel sy diens uit te oefen, en want hy eers op 30 jaar priesterlike ouderdom kan hy begin het om te bedien. En so wat aangrypend is, voordat hy sy bediening kon begin om uit te leef, toe is hy weggevoer na Babel toe. So hier het jy die priester van die Here, en ons weet dat Daniël is al klaar daar vir 'n paar jaar, en daar kom Esegiel ook daaraan. En so natuurlik, nou sy profesie loop van 587 voor Christus tot 571. So jy praat van letterlik 'n tydperk van ten minste 15 jaar, 16 jaar na die tempel vernietig is, het hy nog steeds geprofeteer. So hy profeteer voor die tempel vernietig is, en toe profeteer hy na die tempel vernietig is. So in die boek sal jy duidelik sien, wanneer dit kom oor sy profeseë oor nadat die tempel verwoes is, dan sal sy klem lê op die Here gaan weer restoreer. Die Here sal weer herstel. Daar is hoop vir julle. Maar in sy eerste profeseë is daar oordeel, want julle luister nie. En wat julle luister nie, die Here gaan julle uit die land uit verwerp, en die Here gaan julle laat doodmaak, en dan gaan pestilensie kom, dan gaan swaard kom, dan gaan oorlog kom. Is dit nie aangrypend dat ons op hierdie oomblik, terwyl ons nou kyk na sy boek, daar op die oomblik letterlike oorlog aan die gang is, waar vyandelike magte wil Israel vernietig. En dit is nogal interessant, dat Iran en Irak op die grens lê, want Irak hoofsaaklik Babylon. En is dit nie so aangrypend, dat die Iranese noem Israel en Amerika klein Satan en groot Satan. En hulle noem hulle die duiwel. Maar ons weet, as ons in Petrus gaan lees, dat die duiwel se hoofkwartier was in Babylon. En die Irakiërs en die Iraneërs, die Babiloniërs, die Perse, want hulle was die Perse wat langs die Babiloniërs was. En so die Perse, hulle het hulle beurt gehad om Israel in te val en te oorwin. Ek bedoel, hulle het dit gedoen. Maar kan jy glo dat dit die Pers Kores was, wat 'n Iranees was in vandag se taal, dat hy die een was wat gesê vir Nehemia en vir hulle almal, mag gaan bou die mure en herstel dit, die tyd van Artastartes en van Kores, en hoe die Here hulle kon gebruik het weer oor sy volk wat hy wil doen. So is verskriklik interessant, wanneer ons na die Bybel gaan kyk, oor hoe Esegiel die Here aan die volk oordra. Dis baie aangrypend as jy die Bybel gaan kyk, en jy lees sy profeseë. Hy sal 70 keer in sy boek sê, ek die Here, dat ek die Here is. Julle sal uitvind dat ek die Here is. Oor en oor in die boek, ten minste 70 keer, kom die woord van die Here na Esegiel. Hy sê vir die volk, julle sal uitvind dat ek is die Here. Julle gaan nog uitvind wie die Here is. Want ek kan sien
dat julle gee nie aandag nie. En dan, wanneer hy baie keer van die Here praat, en hy doen dit meer as 400 keer, praat hy van Elohim Yahweh, wat beteken dat hy die Here God is, né? God, Elohim, en Yahweh, wat beteken Here God, Yahweh, Elohim. Hy is ons Here en hy is ons God en hy praat nou met ons. So in die boek Esegiel is dit duidelik, die Here praat nou met ons. Dis die Here wat met ons praat. En jy sal weet dat ek die Here in jou lewe is. En vriende, as ons baie keer terugkyk in ons eie lewe, in die pad wat die Here met ons gestap het, dan kom jy agter, jy het uitgevind wie die Here is. Stelselmatig, deur wat die Here doen. Was nogal baie ingrypend, want sy naam, ek is wat ek is, wat 'n werkwoord is. Jy sal uitvind wie ek is deur wat ek in jou lewe doen. As jy nog nie weet wie God is nie, jy sal sien deur wat ek in jou lewe doen, sal jy uitvind wie die Here is. So Esegiel, hy's 30 jaar oud, hy's jonk, hy's vurig, hy was die eerste prediker wat ons in die Bybel van lees vir die Joodse ballinge, in die strate van die land Babel. So hy was soos 'n straatprediker. En jy weet, ons het ook al hierso gesien in Parow, as mense met 'n kruis in die straat afloop, hulle roep en skree vir die mense, en ek het al met my eie oë gesien, hoe loop iemand hier in die strate af, en hy het 'n groot houtkruis, en hy staan op die hoeke van die strate by die robot en skree op die mense, en die karre wat daar verbyry, en hy wys na die kruis. Wel, wat is hy? Jy kan hom maar noem wat jy wil, maar as jy hom vra wat is, hy gee hom uit as 'n straatprediker. Ek loop op die straat en preek. Ek weet, was ou Don Lennard baie jare terug, toe hy tot bekering gekom het, ek weet nie, die meeste van julle sal seker weet, want hy was so bietjie, ek kan nou nie sê hy was nou skeef getrek, maar baie versigtig wat ek sê, maar ek bedoel, hy het 'n doodskus op sy kar se dak gesit, vasgemaak, en op die doodskus was geskrywe, draai of braai. En hy het met sy kar deur die strate gery van Pretoria en Johannesburg, en die woord is daar, jy draai of jy gaan braai. Aan die ander woorde, bekeer jou of jy gaan hel toe. En party mense het die boodskap gekry, draai of braai. Maar ek bedoel, gaan tot die uiterstes. En ek bedoel, ons het in die Karoo gesien van die man wat hierdie Karoo gestap het van Johannesburg tot in die Kaap met 'n kruis. En hy het gesê, hy sal wys wie die Here is in die land sal sien. Nou, ons het ons straatpredikers, right? Wel, en ek sal nooit vergeet hier op die parade, toe ek van die trein af geklim het, toe ek in die Kaap kom, toe kry ek van ons broeders daar op die Kaapse parade, en hulle preek laat die bissies bewe. Né? En ek sal nooit vergeet nie, ou pastoor Dani van Sail van ons kerk, en hy is nou al oorlede, en sy vrou Gurley, hy het eendag Kaap toe gekom, pastoor Dani van Sail, en toe kom hy in die Kaap, hulle klim daar af by Kaapstadstasie, en toe hy so afklim, toe hoor hy die predikers, en hoe skree die ouens daar op die paradegrond, en hy stap, hy sê vir Gertie, maar kom ons gaan kyk, hulle staan so en luister, en hierdie prediker, hy preek, hy's 'n straatprediker, hy hou op sy lyf Esegiel, hy preek, en toe hy so staan en preek, roep hy op die top van sy stem uit, en hy sê, ek sê vir julle, en hy vertel ons die storie, ons is eendag by 'n byeenkoms van predikante, en hy sit toe dan, hy vertel die storie, en ek was daar toe die storie vertel het, en ek weet dat van julle ken hom, wat hy sit, toe hy nog geleef het, en hy sê, en hierdie een prediker preek daar, maar hy preek laat die spoeg soos pad, en hy sê hierdie woorde, hy sê, as jy jou nie bekeer nie, hy sal jy hel toe gaan, hy sê, en as jou naam in die boek van die lewe is, sal jy nooit die hemel sien nie, hy sê, ek weet nie eens of my naam daar is nie, en hy sê vir sy vrou, kom ons vat ons goed en loop, hierdie ou, now he's lost it, hy preek vir almal wat daar is, en hy sê, hy weet nie eens of hy dit gaan maak nie, toe sê nie, vrou, dis tyd dat ons loop. Nou ja, dis soveel so vir daai straatprediker. So, dit gaan oor die heerlikheid van die Here, want dit is want onthou die sleutel van die hele boek. Dis ook hoe alles begin. Alles het begin. En ons sal volgende week sal ons dit sien, waar hy sê, en hy was daar by die Keba rivier, en toe sien hy hoe die hemele oopmaak en die lig bokant hom, en hoe die heerlikheid van die Here neerdaal, en alles wat hy gesien het. Ons sal volgende week, sal ons dit sien. Maar hy het die heerlikheid van die Here gesien. Hy het die gerubs met die vellinge en die wiele van vuur,
en met die vlerke, 2 wat hulle vlieg, 2 wat hulle liggame bedek, hy het hulle gesien. Hy het al hierdie wesens gesien, met mensegesigte, leeugesigte, arendgesigte. Hy het dit al, God het hom dit alles gewys. Die safierstene, die troon van God, en hoe dit so safier onder die koepel van die hemel lyk, onder die troon van God. Hy het dit alles aanskou. Die Here het vir hom hierdie gesigte getoon. Die Here het vir hom dit alles gewys. En soos wat ons na die boek toe sal gaan, sal ek en jy al hoe meer bewus word. Dis hierdie absolute Shekinah heerlikheid van die Here wat hy gesien het, wat so indruk op hierdie jong prediker gemaak het, van 30 jaar oud, dat sy hele bediening het uit dit uit voortgevloei. Na hierdie gesigte wat hy van God gehad het, was hy net 'n ander mens. En die dinge wat hy gedoen het, en die dinge wat hy gesê het, maak hom, kan ek amper sê, enig van sy soort in die Bybel. En hoe die Here sy volk kwaadlik neem, dat hy moes sy heerlikheid onttrek het, as gevolg van hulle afgoderry. Nou wil ek vir jou sê, as daar een ding is, wat God se heerlikheid in 'n mens se lewe uitblus, is dit sonde. En so, omdat hulle sonde toegelaat het, het die heerlikheid van die Here hulle verlaat. Die oomblik as jy ruimte skep daarvoor, dan kan die heerlikheid van die Here nie meer met jou wees, en dit sal nie meer daar met die volk wees nie. En dan natuurlik die aangrypende ding, is wanneer hy in Esegiel begin vertel, van die oorlog wat kom, en die Gog en Magog oorlog, met die antichrist wat gaan kom, in die eindtyd, want hy vertel ons, van die laaste groot oorlog, wat gaan kom. Ek bedoel, die man in die Bybel, wat het vir ons so mooi verduidelik, is Esegiel. Die Here het dit vir hom gewys. Onthou, die Eerste Wêreldoorlog het gekom en gegaan. Dit het mos gebeur op 28 Julie 1914. Maar die Tweede Wêreldoorlog in September 1, 1939, was die Tweede Wêreldoorlog begin. Die Derde Wêreldoorlog, hoe sal ons weet? Ons weet nie of hierdie gebeure wat ons het, gaan neig tot 'n Derde Wêreldoorlog nie. In myns insiens ons is nog nie daar nie, maar ek bedoel, ek het nie so voorsienigheid dat ek dit anders te kan stel, behalwe dit my insig wat ek het, maar wat ek vir jou kan sê is, dat alles wat ons sien, wat in ons wêreld vandag gebeur, is besig om ons al hoe nader en nader te dryf, na daai punt toe. En daar's baie kommerwekkende dinge, wat op die oomblik gebeur, wat ek wens ek moet julle kan vertel, wat ek gehoor het, en ek het in vergaderings gesit, op die eiland Malta, die afgelope week wat verby was. En ek wil nie te veel praat nie, want dit was 'n geheime vergadering, en ek wil nie in die openbaar te veel daaroor sê nie, maar, en hulle het vir ons gewys, ek bedoel, ons het gepraat met leiers van Libië, Marokko, Tunesië, ons mag geen selfone, niks opneem, geen foto's, geen video's, niks, want dit stel al die mense in gevaar. In die Midde-Ooste, Jordanië, Israel, Irak, Iran, Sudan, Egipte, Libië, al hierdie lande, Somalië, en baie van hulle was hier die horing van Afrika se mense. So ons kon skouers skuur met baie van hulle en praat met baie van hulle, maar jy mag niks opneem nie. En die een ding wat my gegryp het, en ek bedoel, Neil van ons gemeente en Kobus was daar saam met my, maar in die een vergadering waar ek was, wat my bekommer het, in die eindtyd wat ons nou in beweeg, is want een van dit het gegaan oor, hulle het spesialiste in die wêreld gehad, wat ook kom praat het oor AI, Artificial Intelligence, kunsmatige intelligensie, en ek het die afgelope 2 weke daaroor gepraat, 3 weke op wat sê die Bybel, en hulle het 'n paneel daar gehad, en ek het ook gekyk na 'n program wat oor gepraat was, en sekere van die goed kon ons bywoon, en sekere goed het van die vriende wat hier saam met my bygewoon, en sekere goed het ek bygewoon. Maar die een ding wat my bekommer het, kan ek nou reguit vir jou sê, as dit kom in die wêreld wat ek en jy vandag gaan lewe, en ek bedoel Esegiel 38 en 39, is as real as anything. Dit praat oor die laaste oorlog wat kom. En ek bedoel, ek en jy leef 2600 jaar na Esegiel. Van sy dag af tot waar ons nou is, letterlik, as jy vat in 571 voor Christus, het hy klaar geskrywe, en jy wil 'n telling gaan doen, ons praat van amper 2600 jaar later, wat hy geprofeteer het, oor in die laaste dae met Iran, wat in oorlog gaan wees met Israel en Rusland en almal, en ons weet dat Rusland het sy mes in
vir Israel. Ek bedoel, dis gesprofeteer 2600 jaar terug en ek en jy leef in daai dae. Ons sien dit. Maar die ding wat my aangegryp het, een van die ander dinge wat ek gesien het rondom kunsmatige intelligensie was nie die feit dat kunsmatige intelligensie kan baie goeie dinge vir die mensdom doen en beteken. Dit was nie die probleem. Dit moet almal erken ruiterlik. Dit kan ons baie help en dit help ook baie. En dit maak baie tyd baie korter en baie dinge en daaroor kan ons baie sê. En ons almal weet dit wat dit betrokke is en dit sien hoe dit om ons ontvou. Maar dis hierdie bekommernis. Die bekommernis wat ek gehoor het en wat ek gesien het, is toe een van die persone sê wat hom pla, is dat die tegnologie wat deur Silicon Valley, die Chinese en ander mense in die wêreld ingespan word op die oomblik, met die spoed waarmee dit beweeg op die oomblik te vinnig en is besig om hand uit te ruk. En sy woorde was, en ek het dit gehoor, letterlik toe hy dit sê, en hy sê, die groot ding wat in ons wêreld die grootste gevaar is van kunsmatige intelligensie, AI, artificial intelligence, is dat die situasie begin nou beweeg waar kunsmatige intelligensie kan begin om hulle eie besluite te neem. Hy sê, en dit is iets wat nooit moes of moet gebeur nie. Want die oomblik as dit gebeur, dan beteken dit dat tegnologie begin die besluite neem in die wêreld. Kan jy dink, waar gaan ons wêreld heen? As kunsmatige intelligensie self begin besluite neem en jy het nie meer beheer daaroor nie. Besef jy op watter gevaarlike punt is ons wêreld op die oomblik in tegnologie? This is just crazy stuff. Geen wonder die Bybel sê in Timoteus, die mens sal in die laaste dae wees uitvinders van slegte dinge. Dit sê die Bybel ook vir ons. So vriende, dat daar 'n derde wêreldoorlog kom, baie beslis. Nie dat Esegiel gepraat het van 'n derde wêreldoorlog nie. Hy het gepraat van die uitwêreldoorlog wat gaan kom in die laaste dae van Esegiel 38:9. Maar omdat daar 'n eerste wêreldoorlog was, omdat daar 'n tweede wêreldoorlog was, kan ek en jy verseker weet dan kom 'n derde wêreldoorlog. As daar net een wêreldoorlog was, dan kon ons vanaand gesê, dan kom definitief 'n tweede wêreldoorlog. En ek bedoel Gog en Magog moet nog plaasvind. En Gog en Magog is 'n wêreldoorlog, want dit is al die nasies van die suide van Europa, al die nasies van Noord-Afrika, van Oos-Europa, sover as Rusland in die uithoeke van die noorde, en dan al jou Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan lande, jy praat van lande soos Iran, Irak, van Sirië, van Jemen, jy praat van die horing van Afrika, en dan praat ek nog eers van Indië en van China nie. Dis 'n wêreldoorlog. En hier noem hy al die name, Esegiel, van die groot wêreldoorlog wat kom. So wat ek vir jou wil sê is, en dat die Here gesê het dat in die einde van tyd bring hy Israel terug in hulle land, want hulle is in hulle land. En dat die oorlog gaan kom, terwyl die oorlog gaan gebeur, maar dan praat hy van na die oorlog, wanneer die oorlog tot 'n einde gekom het, dan is daar twee aangrypende dinge wat hy sê in Esegiel 39, die profeet. Hy sê, dit gaan hulle letterlik neem 7 jaar om al die wapens te vernietig en te verbrand in die land van Israel. En dit gaan hulle 7 maande neem om al die dooie mense se bene te begrawe nadat die voëls al hulle vlees van hulle afgevreet het, van al die liggame van al die dooie mense. Hy sê 7 maande om die beendere te begrawe van al die dooies en 7 jaar om al die wapentuig te verbrand wat in daai land gewees van die oorlog wat kom. Vriende, hier kom 'n oorlog. Ek sê, daar's op die oomblik 'n oorlog aan die gang. Hier kom 'n groot oorlog. En ek en jy die Bybel. En ek en jy kan na die Bybel kyk en sê, en Here, dit maak ons nie bang nie. Dit maak ons nie beangs en bevrees nie, want U het dit vir ons vooruit gesê. En as jy vir my vra, maar wat is my posisie? My posisie is een van, die Here het vir ons gesê, my kinders, dit is van dat toe die wêreld gaan, maar ek gaan jou nie verlaat, ek gaan jou nie begewe, ek gaan jou nie alleen laat, ek sal met jou wees tot aan die einde. So ek en jy het hierdie beloftes. Ons kan sien waar gaan die diktatorskappe heen. Ons kan sien waar gaan die wêreld heen. Maar ek en jy, omdat ons het die padkaart,
Ons het die aanwysings, ons het die borde, die kennisgewing borde. Ons het alles tot ons beskikking in die woord van die Here. En wanneer ons na al hierdie dinge kyk, dan is ons like, Here, bring dit aan. Laat die eindtyd kom, Maranatha, kom Here Jesus. Kom haal ons, Here, want die wêreld is in so 'n toestand. Geen mens kan dit regmaak nie. Daar bestaan nie so iemand nie. Ek bedoel, het jy 1000 Donald Trumps, gaan ons net groter gemors kry. Hulle kan dit nie uitsorteer nie. Maak nie saak wie ons in hierdie wêreld het, wat watter oorlog stop nie. En wat nog vir so aangrypend is, so die arrogansie om te sê, ons gaan hierdie land oorwin, ons gaan hom uitsorteer, en ons gaan hom met 'n nuwe leierskap op 'n nuwe spoor plaas. Dit is nou Iran op die oomblik. Dit is wat nou gesê word uit die weste uit, né? So in ander woorde, ons gaan hulle help om op die regte pad te kom en ons sal vir hulle daar wees. Want ek vir hulle nuus, gaan lees weer Jesegiel 38. Want jy sien, toe iemand my vra, toe sê ek, dit is soos 'n slang wat baie koppe het. Jy kap die een kop af, daar's nog baie ander. Jy sien, ek en jy wat die woord van God tot ons beskikking het. Ek en jy weet, Israel is die bewys dat daar 'n God is. Want hoe is dit moontlik dat na 2000 jaar 'n volk weer terug is in hulle eie land? Ander volke is tot niet. Die meeste beskawings, het jy dan nie geweet, die meeste beskawings wat bestaan het, bestaan nie langer as 200 of 300 jaar. Dan gaan hulle tot niet. Maar Israel, 2000 jaar na Christus nou, 2000 jaar voor Christus met Abraham, 4000 jaar, hulle is nog steeds daar, en dat hoeveel volk al gekom en gegaan, hulle is allemaal tot niet, en die een en daai een, en hier is God se volk nog steeds. Want God het 'n belofte gegee vir Abraham, en 'n verbond, dat tot in die verste nageslag, en tot in alle ewigheid, sal ek julle God wees. So hier waar ek en jy is, dat wil ek afsluit om te sê, die Here sê, het jy geweet, 70 maal in die boek Jesegiel sê die Here, en hulle sal weet dat ek die Here is. En dis die een ding, wat wil ek hê dat by my en jou moet bly, is dat jy sal weet, dat hy die Here is. En dat hy sy heerlikheid in jou en my lewe sal laat skyn. So ek nooi jou met hierdie as 'n inleiding, kan ons hier vir 'n maand of 3 indelf in die boek Jesegiel en net gaan kyk, wat het die Here vir hierdie man gewys, wat vir ons tot diep ondersteuning en lesse sal wees, en dat ons kan leer, want die Bybel sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, en weerlegging, bestraffing, en vermaaning, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. In ander woorde, wat wil die Here vir ons sê, hierso, deur sy profeet Jesegiel, want sekerlik, omdat hy praat oor die toekoms, wat nog moet kom, oor die oorlog wat kom, en die 1000 jaar vrederyk wat kom, en die nuwe Jerusalem wat nog na dit moet kom, omdat hy daarvan praat, en dit in die toekoms is, en dit verby ons tyd wat ek en jy vandag is strek. Hy praat 2500, 2600 jaar voor ons, hy praat deur hierdie tyd, en hy praat nog verby ons. Hy praat verby die kerkera. Hy het nie eens die kerkera gesien kom nie. En so, dan is dit baie belangrik, dat ek en jy gaan kyk na, hoe eindig alles en waar gaan dit heen? En God het vir ons alles in sy woord. Kom ons bid saam. Here, vir die man Jesegiel het alles gegaan oor die Shekinah heerlikheid. Wat het daarvan geword? Hoe verskriklik is dit, dat die Here nie meer onder ons is nie. Here, hoe vreeslik moet dit wees, as die heerlikheid van God nie meer in 'n Christelike bediening is. As die heerlikheid van die Here nie meer in ons huise is. As die heerlikheid van die Here nie meer onder die gemeente is, as dit nie meer in ons lewe is, hoe verskriklik moet dit wees, dan is alles vals. Then it's just fake. It's dead. Dis dood.
dan sal nie meer lewe nie. O Here, my gebed is dat U teenwoordig, U heerlikheid met ons sal wees. Here Jesus, U het ons bemoedig deur in die skrif vir ons te gee, toe U gesê het die dag, waar 2 of 3 in my naam vergader, sal ek in hulle midde wees. Here, laat U Gees en sy heerlikheid in ons midde wees. Here, laat U Gees in ons hart wees. Laat U Gees in my lewe wees. Laat die Shekinah glorie in ons midde wees. Mag die Here met ons wees. Dit bid ons Vader, in Jesus naam. En nou wil ons bid, dat U in die volgende paar weke, in 'n maand of 2, wat ook al vir ons voorlê, dat U ons dieper en dieper sal neem, om ons te wys, Here, waar ons die heerlikheid van die Here dieper kan ervaar en belewe. Word verheerlik in ons lewe, Here. Ag Here, laat U teenwoordigheid net by ons bly. Ag Here, dat U teenwoordigheid met ons sal wees. Here, ons wil sê soos 'n Moses van oud, as die Here nie saam met ons trek nie, bly ons net hier. Ons wil sê, Here, as U nie saam met ons gaan nie, wil ons nie verder gaan nie. Ons pleit by U, Here. Here, bly by ons. Laat U teenwoordigheid, U heerlikheid, your Shekinah, O God. Here, dat U by ons sal wees, dat U naam oor ons uitgeroep sal wees, dat U teenwoordigheid in ons midde bevestig sal wees, dat die Here onder sy volk sal woon, dat die Here se heerlikheid in ons lewe sal skyn. Oh Lord, your presence, oh God, your presence, oh God, we pray in Jesus' precious name. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.